Baie welkom. Wie kan my sê, wat is die datum vandag? 17. My genade. Julle weet ook wat die datum is. Dan weet julle seker ook hoekom julle hier is. En die ouetjies wat na die materiaal kyk. Nou sê, kan ek 'n halleluja vanmôre kry vir ons Vader? Prys sy dierbare en kosbare naam. Die tema vir oggend gaan so 'n bietjie uit 'n ander hoek uit na jou toe kom, maar ontvang dit asseblief. My bedoeling is baie opreg. Ons gaan met u praat oor Psalm 137. Jy kan so intoe blaai. Psalm 137. Die tema is die lied van Vader Jahwe. Nou die oomblik wanneer ons praat van die lied van Vader Jahwe, dadelik dink jy aan 'n liedjie wat geskryf is. Hy het 'n melodie ensovoorts. Jy noem hom, hy het 'n wysie. Maar ons gaan nie praat oor dit nie. Dit wat jy dink. Ek gaan vir jou wys vanmôre wat is die lied van Vader Jahwe. Nou ons gaan so 'n bietjie praat oor wat destyds gebeur het, maar ons gaan hom so 'n bietjie nader trek binne in ons persoonlike omstandighede soos wat ons dit vandag in boerland beleef. Nou kom ons kyk 'n bietjie na Psalm 137 verse 4. Lees saam met my daar. Dis 'n vraag. En die vraag word vir Vader Jahwe gevra. Hoe sal ons die lied van Vader Jahwe kan sing in 'n vreemde land? Met ander woorde, hulle spreek eintlik 'n verskriklike behoefte uit. Maar hulle praat nie net oor liedere wat jy sing in Suikerbossie en Sare Marie en wat ook al daarmee saamgaan nie. Hulle sê, hoe sal ons die lied van Vader Jahwe kan sing in 'n vreemde land? En dit is waarna jy en ek nou vanmôre gaan loop kyk. Nou kom ons kyk. Daar is tye wanneer 'n volk se stem breek. Daar's 'n tyd wanneer 'n volk se stem in haar keel stol. Is dit nie waar nie? Daar is 'n tyd wat hulle van geskryf het wanneer die twee stamme ryk in Babylon is. Hulle sê hulle het hulle sieters in die wilgerbome opgehang. Jy het dit gelees. Wanneer die musiek ophou in 'n volk, dan beteken dit, sy het nie 'n God nie, sy het nie blydskap nie, sy het nie verlossing nie, sy het nie vryheid nie, sy het nie vreugde nie, sy het nie haar eie taal nie, sy het niks meer oor nie. Dis 'n verskriklike toestand. Dis toe dat hulle sê, hoe sal ons die lied van Vader Jahwe in 'n vreemde land sing? Ek vra vir jou vanmôre, hierdie land, hierdie boerland, het 'n vreemde land geword. En ons kan met destyds met die twee stamme ryk net so uitroep. Hoe kan ons die lied van Vader Jahwe sing in 'n vreemde land? Ons beleef dit vandag. Psalm 137 is nie 'n mooi psalm nie. Dis 'n rou psalm. Die volk rou. Dis vreemdes wat oor hulle heers. Dis 'n vreemde koning, vreemde tale, vreemde alles. Psalm 137 druk hierdie rou uit. Dis 'n psalm van mense wat nie meer kan sing nie. Geliefdes, praat net bietjie met my vanmôre. Ons het vanmôre so heerlik hier gelofprys. En ek luister soos julle so sing. En ek dink aan hierdie boodskap wat ek moet bring. En ek is so dankbaar om tussen mense te wees wat 'n lied het om te kan sing. Prys sy naam daarvoor. Maar ons moet verder gaan met hierdie pragtige boodskapie wat ek wil bring. Die vraag is groter as bandelingskap.
Hoe kan ons U lied sing in 'n vreemde land? So ons is vervreemd, ons is van alles vervreemd en ons is eintlik dan ook in bandelingskap in ons eie land. Dis vreeslik. Onthou die boervolk se kinders word nie meer deur die boervolk grootgemaak nie. Die generasies van môre en oormôre word nie meer deur volksgenote opgevoed nie. Vreemdes heers oor ons. Ons is in 'n landtoestand wat bitter moeilik is. Die vraag van die volk is, ons kan nie U lied sing nie. Maar ek wil by my punt kom, die lied van Vader Jahwe is die lied van sy wese. Hy het nie 'n liedjie wat hy sing nie. Hy, in sy hele wese, in sy almag, in sy grootheid, in sy majesteit, is die lied. En alles wat uit hom uitgegaan het, bly sy lied. Met ander woorde, die wet is sy lied. Die uitverkiesing is sy lied. Die mooiheid van die beloftes is sy lied. Hoekom? Want dit kom uit sy wese. Met ander woorde, sy wese is die lied. Daarom is die boodskap vanmôre die lied van Vader Jahwe. En ons gaan mooi na hom kyk. Sy lied is nie 'n melodie nie. Sy lied is ook nie die stem nie. Sy lied is nie 'n volkslied nie. Dis nie 'n kultuurlied nie. Die lied van Vader Jahwe is die klank van sy godheid. En dit is wat 'n groot kommer in my hart bring, is ons regtig op hierdie vlak waar ons kan begin verstaan dat dit het niks met godsdiens uit te waai nie. Godsdiens is die grootste onding wat ooit op hierdie planeet kop opgetel het. Want godsdiens het Vader se volk geleer om nie Vader Jahwe se lied te sing nie. Om nie te jubel oor sy wese en oor die wonderwerke van sy hande met betrekking tot sy uitverkorenes nie. Dis die toestand. Die lied van Vader Jahwe moet gehoor word. Hoor hoe sing Moses hierdie lied. Hy sing hom nie regtig nie, maar hoor hoe sing hy hom. Jy kan daar bly na Eksodus 34 vers 6. Hoor hoe resoneer dit? Hoor wat doen Moses? Hoe vertolk hy die lied van Vader Jahwe? Eksodus 34 vers 6. Hy sê Vader Jahwe. Hoor hoe mooi sê hom. 'n Vader barmhartig en genadig, lankmoedig en groot van goedertierenheid en trou. Hoor hoe sing hy Vader Jahwe se lied. Hy sing oor sy wese. En soms is jy en ek geneig om aan hom te dink as een of ander abstrakte wese wat deur ver is, wat ons eintlik baie min van weet. Maar hoe weet Moses dit? Moses het 'n kontak gehad. Hy het met Vader geresoneer. Hoe doen hy dit? En hy raak bewus van hierdie wondergebeurtenis. Die klank van Vader Jahwe se wese. Hy sê Vader Jahwe, hy noem sy naam. En dan sê hy, 'n Vader barmhartig en genadig en lankmoedig en groot van goedertierenheid en trou. Hy sing hierdie lied. En dit is die lied van Vader Jahwe. Maar ons kan so 'n bietjie verder bou aan die lied. Ons kan die lied so 'n bietjie lyf gee. Hoor, hoe gaan hy verder? Hy gaan oor heiligheid. Dit gaan oor waarheid. Dit gaan oor geregtigheid. Dit gaan oor verbond.
En dit gaan oor getrouheid. Wanneer ons hierdie 5 bymekaar sit, dan begin ons hoor, dit is die klank van sy wese waarna ons luister. Dit is die lied van Vader Jahwe. Dan partymal wonder mense lees Psalm 137 en dan wonder jy, wat is die lied? Wanneer hy praat, sing die skepping. Hoekom? Want wanneer hy praat, is die hele skepping in ekstase oor die klank van sy wese. Dis hoekom Paulus uitroep, die hele skepping wag als reikend van verlange na die openbaarmaking van die seuns en die dogters van die lewende Vader Jahwe. Hierdie wat die klank van sy wese dra. Die skepping wag daarvoor. Dis verskriklik dat ons dit nie kan verstaan nie. Wanneer hy opstaan, dan bewe die nasies van hierdie planeet. Maar wanneer hy vir sy volk opstaan, dan jubel sy volk. Ek dink ons moet verstaan wat sy lied vanmôre is. Psalm 68 vers 2. Blaai gou. Psalm 68 verse 2. Nou, hoor hoe kosbaar sluit dit aan. Psalm 68, 2. Laat Vader Jahwe opstaan. Laat sy vyande verstrooi word. Hoor jy wat sê ons? Wanneer hy opstaan vir sy volk, dan verstrooi hy die nasies. Maar die volk leer om sy lied te sing. Hulle hoor die klank van sy wese. Ons gaan hom nog so 'n bietjie verder betuie. Die lied van Vader Jahwe is sy woord. Dis sy woord. So alles wat hy gespreek het, is die lied van sy wese. Ons het vanmôre so 'n stukkie gehandel met die tweede gebod. Nou, wat ons gedoen het, is om te luister na die klank van sy wese. Dis die lied van Vader Jahwe. Sy lied is nie net wie hy is nie, dit is ook wat hy gespreek het. Hy sê elke woord wat uit my mond gaan het. Hy sê, jy sal van brood alleen nie lewe nie, maar van elke woord wat uit my mond uit te gaan. Dit is die lied van Vader Jahwe. Hy staan net in een psalmpie opgeskryf, Psalm 137, verse 4. Maar, lees saam met my 1 Petrus 1:25. 1 Petrus 1:25, daar's 'n paar ou teksversies, net om vir u in ritme te hou met hierdie boodskap. Die woord van Vader Jahwe bly tot in ewigheid. Nou, hier kom hy nou. So wanneer die woord dan die lied van sy wese is, die klank van sy wese, dan leer Petrus vir ons, dat hierdie woord bly tot in ewigheid. Met ander woorde, Vader se lied gaan nie ophou nie. Halleluja, prys hom. Dit gaan nie ophou nie. En hierdie wêreld kan bedink net wat sy wil. Net wat sy wil. Vader se woord sal nie op die grond val nie. Wanneer die volk die woord gehoorsaam, wat gebeur dan? Dan, wanneer hulle die lied, wanneer hulle die woord gehoorsaam is, dan sing hulle eintlik die lied van Vader Jahwe. Hulle verklank sy wese, sy godheid, sy majesteit, sy getrouheid. Ek dink ons het baie gemis in die verlede. Die lied van Vader Jahwe is sy wet. En ons het vir u verduie, ons het vir u mooi beduie vanmôre, dat ons is met die wet geskape. Met. Want sy wet is deel van sy
Godheid. Ons is na sy beeld en sy gelykenis geskape. Dit beteken, dis in ons. En Paulus het dit verklaar. Die wet in my gemoed. So ons moet verstaan, dat ons is eintlik die hele tyd nog besig, om opgeleid te word, om te luister na die lied van Vader Jahwe. Dis sy woord, dis sy getuienis, dis sy oordeele, dis sy beloftes, dis sy verlossing. Maar kom ons hoor of koning Dawid oor hierdie lied iets te sê gehad het. Kom ons kyk 'n bietjie daar in Psalm 119 in die 54ste versie. Kom. Onthou jy toe jy die eerste maal waarheid gehoor het, hoe warm was jou hart? Onthou jy hoe opgewonde was jy? Weet jy hoekom? Want jy die lied van Vader Jahwe begin hoor. Jy die klank van sy wese begin hoor. Kom ons lees in Psalm 119:54. Hoor nou wat sê koning Dawid, die man na sy hart. U insettinge was my liedere. U insettinge was my liedere in die huis van my vreemdelingskap. En as jy, dit is nou die bemoediging wat ek vanmôre hier aandra. Met ander woorde, die insettinge van Vader terugkeer na die boervolk toe. Dan is sy eintlik besig om sy lied te sing, terwyl sy in vreemdelingskap is. Wat 'n wonderlike vreugde, om dit uit hierdie perspektief te kan sien. Met ander woorde, selfs binne in bannelingskap, kan ons die lied van Vader Jahwe sing. Nou, dis nie mooi, wanneer jy kyk na Daniël, en dan sê hy vir Nebukadneser, jy kan jou T-bone hou, en jou goedjies wat jy eet, en jy kan hom jou goedjies aanbid wat jy aan, maar ek gaan dit nie doen nie. En hy het so vast daar gestaan, dat Nebukadneser uiteindelik hom aangestel het as minister oor al die provinsies van Babel. Maar hy maak nie wat die koning sê nie. Hy sing die lied van Vader Jahwe. Ek dink ons mis. Ons is 'n bietjie flou gemaak met wat? Met godsdiens. Ek dink ons moet daarmee klaar kry. Hierdie godsdienstbedryf. Nou goed. Die lied van Vader Jahwe moet ook die lied van sy volk wees. Met ander woorde, die volk leef, sing, praat, doen, maak kinders groot onder die geklank of met die verklanking van sy wese. Dis tog nie so moeilik om dit te verstaan nie. Vader het nie hierdie lied net vir homself, hy eindig nie vir homself toe nie. Hy het vir hom 'n volk geskep wat hierdie lied kan sing. Hulle sing oor sy getrouheid en sy barmhartigheid. Hulle sing oor sy wese, oor wie hy is. Hulle sing dat hulle is sy uitverkorenes. Watter groter voorreg is daar? Daar is nie. En ons kan baie praat oor die gogom en jorrels van hierdie wêreld en al die goed wat hier gebeur. Maar hierdie volk moet leer om Vader Jahwe te verklank in haar lewe, in haar opvoeding, in haar liedere wat sy sing. Amen. Koning Dawid sê, u insettinge is my liedere in vreemdelingskap. Wat hoor ons nie? Ons sukkel, ons het allerlei goedjies. Ek sê vanmôre vir u, die letter maak dood. Kom ek beduie. Ons het so eng geraak. Ons het so koud en kil geraak met die teksverse. En die moets en die moenies, nie verkeerd nie, maar ons het so behep daarmee geraak, dat ons die passie
die emosionele liefde wat uit ons moet uitstraal, wat 'n getuienis is dat ons die lied van Vader Jahwe sing, het dood gegaan. Hierdie volk twis oor politiek. Hulle twis oor godsdiens. Hulle twis, Israeliete, twis met mekaar. Want die letter maak dood. Paulus het 'n ding wat hy in 1 Korintiërs sê wat my aangryp. Want as jy al die kennis het en al die geheimenisse weet, en die dieptes en die lengte en die breedte en die hoogtes ken, en jy het nie die liefde nie, het jy niks. Ons is so behep geraak met die letter. Ons leer op watter bladsy staan die teks en waar staan die teks en hoekom staan die teks. Ons het so klinies geraak met die letter dat ons die passie van Vader Jahwe afgeskaal het tot op ons plek in pak van denke. Daar moet plek wees. Ons kan nie eens meer ween oor Jerusalem nie, maar wanneer die koning van die konings op die heuwel buite Jerusalem staan, dan staan in hierdie boek geskrywe en hy het geween. Ek het vir u gesê in Kolossense 2:9 staan, in hom woon die godheid volmaak. Maar hier staan die een wat in die begin was op die heuwel en hy ween, Jerusalem. Jerusalem. Ek hoor 'n emosie wat my verstand te bowe gaan. Maar u en ek is so besig geraak met die teksversies. Dat daardie diepte, daardie goddelike diepte van liefde, het dood gegaan. Dit leef nie. Daar's nie 'n passie nie. En daarom hierdie boodskap vanmôre. Wanneer die volk Vader Jahwe eer, volgens die verbond, dan sing hulle sy lied. Hulle sing sy lied. Psalm 135 vers 4. Psalm 135 verse 4. Ag, sit net so 'n bietjie met jou gemoed so 'n bietjie nader. Vanmôre sit net so 'n bietjie nader. Ons kom 'n lang pad, almal van ons. Ons het deur al die dale en die knoppe van godsdienst tot hier vanmôre. En ons het geskiedenisboeke wat vir ons vertel van die verskriklike stryd van ons voorgeslagte, van hulle uit Egipte getrek het tot vanmôre toe. Ons ken die geskiedenis. Maar as een ding wat ons nie graag wil aan eer gee nie. Ons moet onthou dat Vader het gesê, ek sal met jou wees. As jy deur die riviere gaan, as jy deur die vuur gaan, en ek sal jou nooit verlaat nie. Ek soek 'n halleluja vanmôre, want ons sit hier, want hy het ons nie verlaat nie. Met ander woorde, ons moet nou weer leer, omdat hy ons nie verlaat het nie, om sy lied te sing, en sy lied is die klank van sy wese. Ons het op 'n sleg plek aangekom. As jy nie jou hare middelpaadjie kam nie, hel toe. Wat het van ons geword? Ons het nie nodig om mekaar te verbrysel om die lied van Vader Jahwe te sing nie. Die volk sonder Vader Jahwe kan sing, natuurlik. Sy sing allerlei liedere. Sy sing dit en sing mooi nogal. Maar ek hoor, hulle sing nie die lied van Vader Jahwe nie. Dis die probleem. Hy sing, almal sing, maar hulle sing nie. Terwyl hulle sing, sing hulle nie
die lied van Vader Jahwe nie. Een volk met Vader Jahwe kan lei, maar sy lied kan nie sterf nie. Ons kan in ballingskap land, maar sy lied sterf nie. Ons kan in vreemdelingskap aankom, maar sy lied sterf nie. Sy lied bly lewendig, want hy is die lied. Die lied van Vader Jahwe leef in 'n volk, soos hierdie boersvolkie, wat begin om hom alleen te erken as Vader, as gesag, as die begin en die volleinding. Sonder al hierdie twak. Net dit. En dan moet sy leer. As ek woon nie in 'n huis wat met mensehande gebou is nie. Ek hou nogal van mooi kathedrale en mooi geboue, sonder torings natuurlik. Maar mooi geboue is mooi. Ek hou daarvan, vir my netjies. Ek hou van geordenheid. Maar wanneer Vader met sy disippels so stap, dan steek hulle so vas in nou my prentjie en hulle sê vir hom, Rabbi, sien hoe mooi is hierdie tempel. Dan sê hy, voorwaar ek sê vir julle, sal hom afbreek, daar sal nie 2 stene op mekaar bly nie. En ek dink hulle het na hulle asem geskep en gesê, maar hoe? Jy weet nie hoeveel ure is daar, hoeveel manure, hoeveel goud, hoeveel silwer, hoeveel marmer, hoeveel alles is in hierdie plek, en jy sê, sommer hulle gaan hom afbreek. Wat probeer hy vir hulle sê? Want daardie tempel sing nie die lied van Vader Jahwe nie. Onthou hy, in dieselfde tempel moes hy 'n sweep vleg om die vuil goed daar uit te dryf. Onthou hy dit? Onthou hy het vir Esegiel gesê, breek 'n gat in hierdie muur in die tempel. Ek wil jou wys wat die oudstes van Israel hier binne doen. Hy sê hulle gaan hom afbreek, hy het hom afgebreek. Vader soek 'n volk wat verstaan hoe om sy wese te verklank. Ai. 'n Volk kan sy land verloor, kan sy vryheid verloor, kan sy veiligheid verloor. Maar die grootste verlies ooit van hierdie volk is wanneer sy die lied van Vader Jahwe verloor. Ek gaan nie vermoei tot in die grond in met hierdie lied vanmôre. En as jy met my geïrriteerd voel, kry vir jou. Die boervolk ken hierdie stilte. Nie waar nie? Sy ken mos hierdie stilte vanmôre. Waar in hierdie land hoor u die lied van Vader Jahwe? Waar? Waar hoor julle dit? En hoor hom nie. Ons het stilte beleef. Kom ons praat gou daaroor. Dis amper klaar. Kom ons praat gou vanmôre oor. Ons het dit beleef in oorlog, in konsentrasiekampe. Ons is tans in politieke bandelingskap, is dit nie? Ons kultuur is vervreem, is dit reg? Ons kultuur is vervreem. Ons het 'n vervlakte geestelikheid waarbinne in ons leef. So daar's 'n groot stilte van wat? Van die lied van Vader Jahwe. Want wanneer het hierdie geestelike wêreld vir u geleer dat Vader se insettinge en sy wet en sy beloftes is sy lied wat ons moet sing. Hoe sing ons dit? Ons leef dit. Ons maak ons kinders daarmee groot. Ons troetel ons bejaardes daarmee en die wese en die weduwees. Ons sing die lied van Vader Jahwe. Maar dit het doodstil geword in hierdie land. Ek gaan nie so bly nie.
Hoe sing ons 'n lied in 'n land wat vir ons vreemd geword het? Hoe sing ons hom? Ons sing hom, want die oortuiging lê in ons harte, want Vader het aan ons kom raak. En dit gee nie om waar ons op hierdie planeet is nie, omdat hy aan ons geraak het, sing ons sy lied. Of Nebukadneser hier buite daarvan hou of nie, het niks met ons te maak nie. Ons sing hierdie lied van Vader Jahwe. Hoe sing ons? Wanneer ons waardes belaglik gemaak word. Hoe sing ons hom? Ons sing hom. As julle maak ons waardes belaglik. Maar hy, wat aan die begin was, het vir ons 'n waarde gegee, wat onvernietigbaar is, en ons sing daaroor. Dit is die passie van die oomblik. Hoe sing ons, wanneer ons identiteit verwoes word? Ek kan maar net die geskiedenis gaan loop lees. Gaan lees 'n bietjie wat het gebeur in die ballingskap. Wanneer hierdie volk in Babylon aankom, moet hulle Galdees praat. Reg. Hulle mag nie meer bid nie. Hulle mag nie meer sing nie. Hulle mag nie meer hulle kinders leer om Hebreëus of Aramees te praat nie. Hulle moet Galdees praat. Galdees is Engels. Sonder ou grappie. Maar jy moet verstaan, die volk word totaal vervreem en plaas hulle in 'n plek waar hulle geleer word om nie die wese van Vader te verklank nie. Dit is sy lied, hulle mag dit nie meer doen nie. Maar dit gaan ons nie stop nie, soos in glad nie. Vader antwoord, hy sê, my lied is nie gebonde aan die planeet nie. My lied is aan my gebonde, en ek het my lied in my volk se hart gegee. Nou vra ek vanmôre vir u, hoe voel u nou daaroor? Hoe voel u oor hierdie wonder? Dat Vader het sy lied vir ons gegee. Hy noem dit my wet, my verordeninge, my insettinge. Hy noem dit, jy mag jou nie vermeng met die nasies nie. Hy sê, moenie hulle geluk en hulle vrede soek tot in ewigheid nie, want as jy doen, hou jy op om sy lied te sing. En dis wat alles met hierdie volkie gebeur het. En wie daar soontoe gelei? Godsdiens. Die vreemde land of vervreemdinge in eie land word 'n plek van herinnering. Skielik begin ons onthou, hoe goed was dit in die dae van apartheid? Nie waar nie? O. So al hierdie goed bring 'n herinnering. Is dit reg? Maar ons kan nie dit net 'n herinnering maak nie. Ons moet begin verstaan, toe ons Vader se lied so half en half begin sing het, was er nogal gaaf hierso. Die kindertjies het op straat gespeel. Die ou mense was veilig. Die plek was mooi. Alles het gewerk. En ek verstom my daaraan, want hulle het net 10% van die lied geken. Hoor jy dit? Maar Vader het dit geëer. Nou het ons vanmôre geleentheid om die volle lied met al sy versies te sing. Wat dink jy wat gaan Vader maak? Ons het vir u geleer dat wanneer ons hierdie lied sing, gaan Vader opstaan en die vyande verstrooi. Kan ek 'n halleluja kry? Prys sy kosbare naam. Dit is presies wat hier gaan gebeur. Ballingskap is die plek waar Vader se volk weer begin onthou wie hulle is, hoekom hulle hier is, wat hulle roeping is en waarheen hulle op pad is. Skielik onthou hulle dit. Soos wat u en ek nou vanmôre onthou. Presies soos wat die skrifte nou vir ons sê. Hierdie lied is nie 'n dode mars nie.
Ek gaan net weer sê, hierdie lied van Vader Jahwe is nie uit dieptes gans verlore nie. Hierdie is nie 'n dode mars nie. Dis die lied van lewe, van die teenwoordigheid van sy godheid in my en in jou lewe. Ons moet dit so 'n bietjie dieper vat. Wanneer dit stil word hier buite, dan moet jy verstaan dat ons word stil omdat ons wag. Ons wag. Moenie my so kyk nie. Elkeen van ons wat hier sit vanmôre en die wat na hierdie materiaal kyk, is besig om te wag. Ons wag vir 'n moment, nie waar nie? Ons wag vir omkeer. Ons wag vir verbreeking. Ons wag vir oorwinning. Ons wag vir vryheid wat moet kom. Ons wag. Maar dit is goed om te wag. Maar dit is baie beter om te wag vir reiniging. Maar dis nog beter om jou wag om te swaai in 'n terugkeer. So wanneer ons terugkeer, word ons wag nie net 'n stil sit nie. Ons wag word 'n aktiwiteit. Ons beweeg terug na Vader toe, sodat ons sy wese kan verklank. Amen. Halleluja. Wanneer dit gebeur, is dit nie 'n politieke lied wat ons sing nie. Ag, prys sy naam tog daarvoor. Dis nie 'n politieke lied wat ons sing nie. Dis ook nie 'n kultuurlied nie. Maar dis 'n lied wat sê ons ken ons Vader. Dit is sy wese. Dit is sy woord. Dit is sy passie en dit is sy hand in ons lewe. Ons het so baie gemis. Hy roep nie die boervolk om te kom kla nie, maar om te kom leer sing. Is dat reg? Hy roep nie die boervolk om te kom kla by sy voete nie. Het hy opgelet. Daar's nie meer beeste in die kraal nie, en olyfbome is in sy kanon en. Hy leer ons nie. Hy leer ons om in hom te jubel, soos Haggai. Hy jubel in hom. Hoekom? Want hy is die volheid van die skepping. Ek wonder of ons die diepte hiervan regtig verstaan. Psalm 96 vers 1 sê, kom sing 'n nuwe lied. Nee, dis nie 'n nuwe lied nie. Hy sê eintlik, kom hernie die lied vir Vader Jahwe. Kom hernie hom. Want regtig, hulle die wet verdraai, hulle die verordeninge in die insettinge, het hulle verwoes en tot niet gemaak. So ons is nou die wat geroep word om Vader se lied te sing. Nou wonder ek op hierdie stadium of jy verstaan wat ons sê, die lied van Vader Jahwe is sy wese. Dit is sy woord. En dit is sy Torah, dit is sy beloftes. Dit is sy beskerming, dit is sy barmhartigheid, dit is sy goedertierenheid en dit is sy ewige trou. Dis die lied wat ons sing. Ek is so bly dat jy so 'n bietjie by my gebly het. Ek maak klaar. Die lied van Vader Jahwe moet dus die lied van die volk wees. En ek wil nou nie uitbrei vanmôre nie, ek gaan dit op 'n ander dag doen. Maar ek dink ons moet met mekaar reguit begin praat. Waaragtig. Ons moet mekaar reguit begin praat. En dan kyk ons, waar is ons? Is ons by Vader se lied of is ons met ons eie goed besig? Ons moet mekaar reguit in die oë begin kyk hieroor. Nou goed. Ons sluit af. Die wêreld wag nie vir ons politiek nie. Die skepping wag nie vir ons politiek nie. Jy wag nie vir ons
kultuur nie. Die skepping wag nie vir ons kultuur nie. Ek sluit af. Dit wag nie. Die skepping wag nie vir ons geskiedenis nie. Hy wag nie vir ons bloed en trane verhale nie. Hy wag nie daarvoor nie. Hoe dink u, waarvoor wag hy? Die hele skepping wag dat hierdie volk wat uit Vader se wese gebore is, sy lied begin sing. Dis waarvoor die skepping wag. Daar's geen ander pad nie. Die lied van Vader Jahwe moet in die volk se mond en tussen haar hande hoorbaar word. Dan is ons eers op koers. En wanneer ons dit gaan doen, gaan ons kinders weer hulle identiteit terugkry. En die families gaan weer sterk word. Mag ek so ten slotte net ietsie vertel? Toe oupa Ben, die man wat ek sy name met groot trots en eer dra, toe hy en ouma Letty 50 jaar getroud was, toe die nageslag 113 getel. Hulle was besig. Daar was 12 kinders, en kinders se kinders en kinders. Maar het u geweet, as oupa en ouma verjaar, was die hele span tot die agterkleinkinders op die plaas om sy knieë. En u ken dit, moet nou nie vir my aankyk of u dit nie ken nie, u weet dit so. Maar wanneer ons die lied van Vader Jahwe begin sing, met ander woorde, wat ons sy woord leef, dis ons melodie, dan gaan die families weer terugbou. Want dan sing hulle saam. Is dit reg? Die gemeenskappe van hierdie volk gaan herstel. Hoekom? Want hulle sing saam dieselfde lied. Is dit reg? Wat gaan dan gebeur? Geregtigheid gaan opstaan. Want hy is ons geregtigheid. En wanneer dit gebeur, gaan die volk weer lewe voor sy aangesig. En wat sê ons daarvan? Want die lied van Vader Jahwe is die lied van die ewige lewe. Ek dank u.